Vandag wil ek vertel van die rigter Gideon. Nou, Gideon het geleef in 'n tyd toe vyandige volke, die Bybel sê dit was die Midianiete en die Amalekiete, die Israeliete baie swaar laat kry het. Ons lees in Rigter 6 dat hierdie vyande van Israel, hierdie Amalekiete en Midianiete, het elke keer wanneer die Israeliete hulle koring klaar gesaai het hulle gekom en hulle het hulle tente opgeslaan en hulle dan die hele land van die Israeliete verwoes. Hulle het niks laat oorbly wat die Israeliete kon eet nie. Ook nie skape of beeste of donkies nie. En dan lees ons in Rigter 6, die Midianiete en die ander vyande van Israel het dan ook hulle eie skape en hulle eie bokke en beeste en tente saamgebring. En dit daar opgeslaan in Israelse gebied. En hulle was so baie soos sprinkane, sê die Bybel. Die Bybel sê 'n mens kon hulle en hulle kamele nie tel nie. En hulle het gekom en die hele land verwoes. En die Israeliete het baie arm geword, omdat die Midianiete en die ander vyand altyd hulle goed gevat het. En toe die Israeliete weer gebid. En hulle het gevra dat die Here hulle moet help. En toe stuur die Here 'n engel na 'n man met die naam Gideon. En die engel het na Gideon toe gegaan om hom te gaan roep, om die vyand van Israel te verslaan. Nou Gideon was op daai stadium besig om koring uit te slaan binne in 'n parskuip. Nou 'n parskuip is 'n gat in 'n groot plat klip waar die mense van daai tyd druiwe of olywe uitgetrap of gestamp het om die olie daaruit te haal of om hulle koring te slaan sodat hulle die koringsaad kon kry. Nou die engel wat die Here gestuur het, sê toe vir Gideon, hy hoef nie bekommerd te wees nie. As hy gaan om die vyand te verslaan, dan sal die Here by hom wees. Nou, op daai stadium het baie mense in Israel die afgod Baal aanbid en ook afgodspaal met die naam Ashera. Nou, nadat die engel met Gideon gepraat het en Gideon vir die Here 'n offer gebring het die Here daardie nag vir Gideon gesê, jy moet jou pa se bul vat, die bul wat 7 jaar oud is, en dan moet jy die Baal altaar van jou pa gaan afbreek, en ook die gewyde paal moet jy gaan afkap wat daar by die altaar van Baal staan. En jy moet vir my, jou God die Here, 'n altaar bou op die hoogste plek in hierdie stad. En jy moet die klippe van die altaar baie netjies op mekaar pak. En jy moet van die hout van die gewyde paal wat jy afgekap het, gebruik om vuur te maak. En dan moet jy die bul wat jy van jou pa geslag het, moet jy op die altaar offer. En Gideon het toe 10 van sy slawe gevat en gedoen wat die Here vir hom gesê het. En omdat hy bang was vir sy pa se familie en vir die mense van die stad, het hy in die nag gegaan en die Baal altaar afgebreek en hy het die gewyde paal afgekap en 'n nuwe altaar gebou. En hy het die bul vir die Here op daardie altaar geoffer. Toe die mense die volgende dag vra, wie het dit gedoen? Het iemand gesê, Gideon het. En hulle wou Gideon toe om die lewe bring, omdat hy dit gedoen het. Maar Gideon se pa kom toe en hy sê, wil julle vir Baal beskerm? Die persoon wat Baal wil beskerm, sal môre sterf. As Baal 'n god is, dan moet hy homself beskerm. Dan moet hy self iets doen teen die man wat sy altaar afgebreek het. En daardie nag het Gideon se pa gesê, Gideon se naam is nou Jerub-Baal.
want Baal moet homself beskerm teen Gideon wat sy altaar afgebreek het en wat die gewyde paal afgekap het. Jerub Baal beteken letterlik Baal moet homself beskerm. Baal kon natuurlik niks doen nie, want hy was maar 'n dooie afgod en Gideon het dit geweet. Nou volgende keer vertel ek verder van die wonderlike verhaal van hoe Gideon die Israeliete gehelp het en die Midianiete met God se hulp verslaan het.